My liewe vriende, ek wil vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak in Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs hoofstuk 4, ons gaan saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 16. Ons het hierdie môre, is ons vanmôre besig om en ons gaan aan die einde van die diens kerkraad voorstel, maar ek wil tog voordat ons die voorstelling doen, die woord van die Here met jou deel. Kom ons maak oop dan Efesiërs 4 vers 11. Paulus is aan die woorde, hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe rondgeslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sluiheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Die Here seën vir jou as jy vanmôre hoor, so sê die Here. Ek wil vanmôre dan met die gedagte van die voorstelling of dan die bekendstelling van nuwe amptsdraers so bietjie met u gesels oor die roeping en die plig van amptsdraers in die kerk en dan fokus op die ampte van die ouderling en die diaken. Ek dink iets wat nie baie oor gepraat word nie, en dis dieselfde wat gebeur as toe ons kleiner was, het hulle 'n boek in jou hand gestop en gesê, dit wat seuns moet weet, en dis die einde van die storie. En baie keer word ouderlinge en diakens gekies, en daar word met hulle dalk 'n pad geloop van voorbereiding, maar die klem word baie gelê op wat ons van jou gaan verwag. Maar ek wil gedink ons moet vanmôre, terwyl ons nou hier kom, bietjie kyk na wat die Bybel sê, en waarom hierdie ampte belangrik is. Die redes vir amptsdraers in die gemeente, wil ek die voorbeeld van Moses in Exodus hoofstuk 18 gebruik. U sal weet dat na die uittog wat Moses die volk uit Egipte uitgelei het, deur die Rooi See getrek het, het die volk in 3 maande se tyd by die berg Sinaï gekom. En Moses se dag vir dag tydspandering was om raad te gee en om reg te spreek oor die volk Israel. Ek wil jou nooi, ons gaan om tyd te spaar, dit nie lees nie, Genesis 18 vers 13 tot 15. Jethro, sy skoonpa, kom na Moses toe en hy sien hoe hard Moses werk. En hy bied vir Moses uitkoms en hy stel voor dat Moses bekwame manne sal aanstel uit die volk wat Moses met regsaake sal bystaan. Genesis 18 vers 16 tot 21. Hy waarsku Moses en hy sê dat
die taak wat jou opgelê is, om die volk te lei, omdat hierdie 'n trekkende volk is, gaan jou uitput. En dit gaan jou bring op 'n plek waar jy nie sal bly by die belangrikste taak waarvoor jy aangestel is. En dit is om hierdie volk rigting te gee en leiding te gee. Hy stel voor dat die bekwame manne die dag vir dag sake sal hanteer, maar dat die belangrike kwessies dan na Moses toe sou gaan. En ek lees graag vir jou 'n kort gedeelte hiervan. Vers 17. Maar Moses se skoonvader sê vir hom, die ding wat jy doen is nie goed nie. Jy sal heeltemal uitgeput word, hoor nou, jy sowel as hierdie volk wat by jou is, want die saak is te swaar vir jou. Jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou na my en ek sal jou raad gee. En God sal met jou wees. Wat jou betref, wees jy die verteenwoordiger van die volk by God en bring jy die sake voor God. Maak dit so ligter vir jou en laat hulle saam met jou dra, hierdie bekwame manne. As jy dit doen en God dit jou beveel, kan jy dit uithou en sal ook al hierdie mense tevrede na hulle woonplekke kan gaan. So met ander woorde, dis belangrik dat hier amptsdraers in die gemeente moet wees. En wil ek baie kortliks hierdie met jou deel. Ek wil begin by die diens of die definisie van die ampt van die diaken. Nou die woord diaken het sy oorsprong in die vroeë kerk gehad, waar daar 'n nood ontstaan het vir die versorging van die weduwee, die wees en die arme. Dus die verantwoordelikheid vir die insameling en die verspreiding van nodige voorrade ten opsigte van hulpbehoewendes. Verder lees ons dat hulle verantwoordelikheid lê by die bediening van die nagmaal en ook dan die insameling van die offergawes. Nou omdat ons nie glo om van huis tot huis te gaan en geld in te samel nie, sal die diakens dit hier by ons dan in die banke doen. Omdat ek in my hart glo en ek glo die kerk dat dieselfde gesindheid het, is dat 'n mens gee nie omdat jy moet gee nie. Jy gee nie eers 'n tiende omdat dit 'n moet is nie. Jy gee soos God jou in jou hart voorneem met blymoedigheid. En as almal getrou is aan dit, sal die Here die gemeente onderhou en seën. So die insameling sal dan die werk van die diakens wees. Die taak gaan verder en dit was vir my belangrik toe ek dit lees, is dat ook die diakens die jongeres moet leer wat die les van seën is om vir die saak van die Here by te dra. Om uit jou eie lewe uit vir mense te sê dat die Here, jy gee nie om geseën te word nie. Jy gee omdat die Here jou seën. En daarom is daar seën in gehoorsaamheid en getrouheid, omdat die Here nooit sy werk sal te nakom nie. Ek lees graag vir jou die teksgedeelte in Handelinge hoofstuk 6, juis oor die aanstelling van die diaken. Hy sê in die dae toe die disippels vermeerder het, kyk mooi, die oomblik toe die destydse kerk begin groei het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieks sprekende Jode teen die Hebreërs. Omdat hierdie Grieks sprekendes
oor die hoof gesien is. En die 12 disippels of apostels, het die menigte van die ander disippels het byeengekom en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Vers 4, hier lê die kruks. Maar ons, die lerende en die regerendes van die disippels, maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. Daar is 'n baie duidelike onderskeid tussen dit waarvoor die Here die diaken gekies het en wat die plan van God was met die lerende oudste. Jy moet onthou dat daar nie dominees was wat uitsluitlik gepreek het, maar dat die ouderlinge die gemeenteleiers was wat ook deel gehad het in die prediking en die bediening van die woord. Maar hy sê, dis nie reg. En kyk waar lê die fokus. Dit gaan nie nou dat ons fokus plaas op goeders nie. Ons sal mense eenkant sit wat toerus terwyl daar aan hulle tydelike behoeftes voorsien word. En dis 'n baie belangrike aspek wat jy moet verstaan, is dat dit help nie ons gaan net sê, ons gaan kospakkies aflaai by almal wat arm is, en dis die einde van ons verantwoordelikheid. Dis die manier om by hom uit te kom, sodat die woord van die Here met hom gedeel kan word. Maar ek kan nie vir jou sê, ek sê dit met groot respek, ek wil dit nie negatief laat klink of afhalend wees nie. Dit help nie, ek sê vir jou, gee jou hartjie vir liewe Jesus, maar jy het nie kos in jou huis nie. So met ander woorde, moet ook nie net kerk toe kom met jou kos nodig nie. Maar die saak is dat hier 'n belangrike verantwoordelikheid is. Dat soos wat die kerk vir hom iets gee om te eet, die diaken die eerste basis word van om hierdie mense by Jesus te kry. En dan sê hy, kyk uit broeders na 7 manne, dis vir my interessant, dat daar die getal 7 gebruik is. Omdat 7 die volmaakte getal van God is. Kyk uit na hierdie volmaakte bediening, sodat daar behoeftes vervul kan word, dat ons wat die verantwoordelikheid het vir hulle siele, by hulle harte kan uitkom. En dan sê hy, kyk uit na manne met 'n goeie getuienis. Hy sê manne wat vol is van die Heilige Gees. Manne wat jy weet, met oorleg en in afhanklikheid, hierdie taak wat baie keer so minderwaardig voel, te kan verrig. Verstaan jy dat jy die eerste klop aan 'n deur is? Ek weet ons werk het nou deesdae anderster is dat die ouens kom kerk toe en ons sien behoeftes, maar dit word amper die eerste aanklop. Waar jy soos Andreas vir Petrus kan sê, kom ek gaan wys jou die Messias. En hulle later by Nathanael kom en vir Nathanael sê, ons het hom gekry, wat die woord van gepraat het. Manne met 'n goeie getuienis.
En weer eens, net soos in Handelinge hoofstuk 11 vers 25, is dit nie jy wat die getuienis gee van jou lewe nie, dis ander wat die getuienis gee. Want ek lees daar in Handelinge 11 is dat die heidene van Ikonium het hulle wat soos Jesus geleef het, Christene genoem. En dis belangrik dat hierdie goeie getuienis nie iets is wat ons Hallo Pieter uitstuur van ryk my werksverrigting. Maar sien hoe lyk ek soos hy, dat ek vir jou kan tot diens wees. Hy sê in vers 5, en die woord het bygeval gevind by die gehele die menigte, en hulle het gekies, en hy noem die 7 manne. Hy sê wat hulle voor die apostels gestel het, hierdie manne wat hulle gekies het, en hulle het gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het toegeneem. En die getal van die volgelinge, die disippels in Jerusalem, het baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Sien jy jou belangrikheid? Dat jy die wegspring is. Dat hierdie gemeente kan groei. Ek gaan aan en ek kom by die definisie van die amp van die ouderling. Die woord ouderling of oudste bepaal dat dit hierdie 'n ouer persoon moet wees. Iemand wat kennis en lewensondervinding opgedoen het. En as jy nou nog gaan kyk in die tekste, 'n student van die woord van God sal wees. En ek noem hierdie goed dat ons kan begin raak sien en besef dat dit gaan nie net oor besluit neem nie. Dit gaan oor diensbaarheid, dit gaan oor leiding, dit gaan oor voorloop. Dit gaan oor wees my navolger soos ek dit is van Christus. Allah, die apostel Paulus. Die ouderling staan saam met die bedienaar van die woord en hy waak oor die leer van die kerk. Hulle waak oor die verkondiging van die leer van die kerk en van die woord van God. En die geestelike sorg en onderhouding van die gemeente. Daai ou wat die diaken bereik het en in die gemeente gekom het, word die versorger wat die ouderlinge van oorneem om hulle na woord en na ondervinding in die weg te lei. Die ouderling staan eerste in die gesonde regering van die gemeente en die kerklike verantwoordelikhede. Die ouderling moes dus so lewe dat hy vir ander lede kan sê, volg my soos ek volg. Ek is versigtig wat ek nou gaan sê. Maar ek wil dit in die konteks reg sê en ek hoop jy gaan dit verstaan. Jou nederigheid word nie bewys as jy bereid is om ander ouens se voete te was. Hoor wat ek sê. Jou nederigheid word nie bewys omdat jy by 'n ritueel iemand in die gemeente se voete was nie. Maar dat jy deur lewe vir hom 'n spieël kan ophou. Dat ek nie nodig het om vir jou te sê die Bybel sê nie. Maar dat ek vir jou kan sê, kyk hoe het God my lewe verander deur sy woord. Om so te kan leef. Doen dit na. Sodat ander kan volg. Die taak van die ouderling is ook uitwaarts.
Dit gaan oor sielewen en die uitbreiding van die gemeente, boonbehalwe die ouens wat inkom deur die amp en die bediening van die diaken. Ek wil 'n bietjie tyd spandeer in die tyd wat ons het by twee teksgedeeltes wat Paulus oor die bediening of die bedienaars of die ampte praat. Hy praat met Titus in Titus hoofstuk 1 vers 5 en verder en ook aan die jong dominee Timoteus in Efese in 1 Timoteus hoofstuk 3. En ek wil dit graag vir jou lees. Paulus sê vir Titus, om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het. Paulus stig die gemeente in Kreta, die eiland in die Middellandse See, as jy nou jou aardrykskunde ken. Maar weer eens is gemeentestigting en dit daar los nie God se antwoord nie. Dit help nie ons bring die ouens in en ons sê vir hulle, julle moet julle harte vir Jesus gee, en dan is daar niks wat ons vir hulle sê hoe jy moet loop nie. Want jy loop nie om saligheid te hê nie, jy loop omdat jy salig is. Want jy het 'n nuwe rigting. En dis hier wat Paulus vir Titus sê, ek los jou in Kreta, want jy moet nog regmaak wat oorgebly het. En hoe begin jy, Titus? Vers 5 se B, en jy van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. Want, vers 7, 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees. Ek wil hê jy moet fokus dat onberispelik nie foutloos beteken nie. Onberispelik is ook nie volmaak nie. Onberispelik is dat jy dit wat die Heilige Gees, as jy sy woord oopmaak, aan jou openbaar, wat 'n brein of 'n donker kol in jou lewe gooi, dat jy daarmee sal afhandel en daarmee sal klaar kry. En daar sal opstaan, soos Paulus sê, as ek reg is in 1 Korintiërs 4 vers 4, ek is my van geen ding bewus nie. Maar hy sê, dis nie ek wat oordeel nie, dis God wat my oordeel. Want hy sal met die regte tyd die ander vlekke in jou lewe wys. Maar jy moet klaar kry met dit wat God nou sê, tussen hom en jou staan. Hierdie opsiener moet as rentmeester van God onberispelik wees. Nie eiesinnig nie. Dis nie jou plan nie. Dis God se plan. Nie oplopend nie, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie. Ek gaan nou sien as ons by Timoteus kom, wat Paulus vir Timoteus sê. Hierdie onberispelikheid gaan vir my so dat jy so sal leef dat mense nie die reg het om iets in jou lewe aan te spreek nie, maar dat die Heilige Gees dit reeds aangespreek het. Dat ek nie moet wag dat jy vir my sê, kom ons sort hierdie ding uit. Maar dat ek lankal gehoor het as hy vir my gesê het, hierdie ding belemmer jou bediening. En ek sê weer, dis nie foutloos nie, dis nie volmaak nie, dis nie 2 meter bo kan die grond loop nie.
dis dat ander nie iets kan wys. Want as ander dit gewys het, beloof ek jou, het die Heilige Gees slaag. En ek en jy het net nie daarmee gehandel. Want dis die werk van die Heilige Gees om te oortuig. Hy sê maar hulle moet gasvry wees, een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, weer eens nie foutloos nie, maar eenkant gesit, vir God se doel alleen. Ek weet daar's omstandighede, my liewe broer en suster, en ek is die laaste een wat hierdie verantwoordelikheid op jou gaan afdruk, maar ek wil amper vir jou sê, ek dink nie daar's aftree vir ouderlinge nie. Of vir bedienaars van die woord nie. Jou funksie kan verander. Maar ek dink nie as jy geroep is, kan ek my bokshandskoene ophang. Ek sê ek dink. Een wat onsself beheers. Een wat vashou aan die betroubare woord. Wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê, want daar is baie. En hy gaan verby, hy praat van verleiers, en hy praat van al die goed, mense wat dinge onderste bo gooi, om hulle eie gewin en hulle eie voordeel. En dis hoekom, as jy hierdie lees, dan moet jy 1 Timoteus 2 vers 15 saam lees van, jy moet jou beproef voor God stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam, wat die woord van die waarheid regsny. En hier gaan dit weer, en ek het al hoeveel keer gesê, dit gaan nie hier oor reg en verkeerd nie. Want die woord van die waarheid is die waarheid. Hy sê dat jy die woord van die waarheid regsny. Dat ek nie vir jou kan sê, in die Nuwe Testament, en praat in die Ou Testament en sê, hoor jy moet van nou af jou weer begin offer nie. En jy moet jou Sabbatte nakom nie. Want dit is nie vir my geskryf nie, ek is nie 'n Jood nie. En ek durf nie vir jou te sê, dat jy moet die wet nakom, omdat die wet in Levitikus sê, jy moet so en so maak. Want Paulus word geroep vir die bediening onder die heidene. En hy sê vir Timoteus, jy moet die woord van die waarheid, dit wat ek vir jou as heiden toevertrou het, jy moet daai woord regsny. Met ander woorde, ouderling, jy moet jou Bybel ken. Hy skryf aan Timoteus, en hierdie is 'n kosbare begin, in 1 Timoteus 3 vers 5. Hy sê, dit is 'n betroubare woord. Timoteus, jy kan staat maak op dit wat ek nou vir jou gaan sê. En is amper, as ek het nou die Bybel sou vertaal het, sou ek daai in alles hoofletters geskryf het. En gebuld het en geonderstreep het. Want hy begin en hy sê vir Timoteus, dit is 'n betroubare woord. En dan gaan hy aan, hy sê, as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. As jy ouderling of diaken word, want ek in my hart glo, en as ek na die manne en die dames kyk, dan weet ek dat dit nie so is nie, maar ek noem dit in die algemeen. Dat as die doel van jou ouderingskap en jou diakenskap is om sê te hê, is jy verkeerde plek. Dis nie om die laaste sê te hê nie. Hy sê die opsienersamp is 'n voortreffelike werk. Weet jy hoekom? Want ek en jy gaan groter verantwoordelikhede eendag voor die Here moet dra. Vir ons diens. En vir die aanvaarding van hierdie voortreffelike werk. Ek weet nie hoe dit eendag gaan wees nie. Maar ek sal vir jou sê, ek sit er partykeer as ek dink,
Hoe maklik mense met die woord van die Here kan omgaan. Ek praat van leiers en gemeentes wat so maklik kan sê, so sê die Here, want ek wil eintlik net my grille en my idees op jou afdruk. Ek het al vir julle vertel, my ma het redelik 'n groot gesag in ons huis gehad, en 'n algemene gesag. En as hy gesê het, so is dit so, en jy het nie teruggepraat. En Kobus het 'n baie slim triek ontwikkel, en dit is, as ek nie my bed wil opmaak nie, dan sê ek dit vir my klein boetie, ma sê jy moet my bed opmaak. Van Marie sou gebloei het, as hy vir ma gaan vra het ma so gesê. En dan maak hy my bed op. Vir ander woorde, ek het ma gebruik om gesag te gee aan wat ek wil hê. En ek het haar naam misbruik. En net so is daar mense wat in hierdie opsieners en bedieningsposisies is, wat God se naam misbruik. Deur te sê, die Here sê, en dan sê hy nie. As jy maar Konings lees waar Micha met Agab koning Agab en laat nog 'n koning van Israel. Iets met 'n Heer, ek het vergeet. Joram, koning Joram. Hulle wil teen hierdie heidense nasie veg, en hulle kry al hulle priesters en hulle profete, en hulle sê, gaan soek die Here en vind uit, gaan ons suksesvol wees. Al die profete kom terug en hulle sê, die Here sê, dis reg. Micha stap daar onder hulle midde in, en hy sê, die wees is nie so gesê nie. Agab sê vir hom, man, gee jy pad, ons wil nie na jou luister nie. Die Here het gesê, ons gaan suksesvol wees. Micha sê vir hom, jy kan gaan veg, maar jy, koning Agab, gaan sterf. En Agab dink, hy gaan nou 'n vetplan uitsorteer, en hy trek vir hom ander klere aan. En hy klim op 'n strydwa, en hy dink, nou is die kans dat die koning geskiet gaan word omtrent min. En die Bybel sê, in 'n dwaalpyl tref Agab, en hy sterf. Hoekom? Omdat die Here gesê het, moenie gaan nie. Maar hulle wil hoor, gaan. En dis vanmôre hierdie verantwoordelikheid. 'n Opsiener moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil verwinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer, dat sy kinders met waardigheid en in onderdanigheid hou. Ek weet, ons kan nie altyd verantwoordelikheid neem vir ons kinders se barbaarse uitlatings en dinge nie. Maar jy moet 'n gesonde fondasie neerlê, dat hulle weet wat die waarheid is. Jy moet jou eie huis goed regeer. Hy sê, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy die gemeente van God sorg voordra? Hy praat van die ouder en hy sê, hy moenie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet 'n goeie getuienis hê, hoor nou, van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Ek wil saamvat, ek wil graag die voornemende kerkraad vorentoe loop. Met ander woorde, my liewe broer en suster, wanneer ons hierdie ampte aanstel, is dit in die eerste plek hulle verantwoordelikheid, en ons gaan nou hoor wat die Here daaroor sê, maar ook die verantwoordelikheid om saam met hulle hierdie pad te loop, vir hulle te bid, en vir hulle te ondersteun. Want hierdie is 'n voortreffelike werk. En as jy dit begeer, soek die Here. Kom op die plek waar jy jouself beskikbaar stel en begin dien in die sake dat die Here jou kan in die gemeente intrek. Om jou deel te maak van hierdie rentmeesterspan. Wat aan niemand anders te verantwoordelik is as aan die Here self.
En as ek môre hier staan, dan staan ek weer met groot versigtigheid. Saam met die twee wat nou hier voor gaan kom staan. Om opnuut weer vir die Here te sê, Here, hy moet meer word. En ek moet minder word. Hy moet die een wees wat die laaste sê het. En ek moet nie teepraat en redeneer nie, maar volg. Ek nooi dan nou